Here, wat 'n wonderlike voorreg, Here, dat ons vanmôre kan uitsien na U koms, Here. Here, dat ons vanmôre kan uitroep en sê, kom Jesus, kom. Here, want ons weet, Here, dat alle pyn, alle hartseer, alle siektes gaan weggevee word, Here. Here, maar ek kom ook en ek vra vanmôre dat U sal opdaag in hierdie diens, Here. Here, dat U hierdie woord in ons harte sal kom seën, Here. Here, kom raak my lippe aan met 'n koeltjie van die altaar vanmôre, dat ek niks uit my eie uit sal spreek nie, Here. Here, maar dat ek hierdie boodskap sal oordra soos wat U dit vir my gegee het, Here. Here, en dat U doel sal bereik, Here. Here, laat U wil sal geskied. Nie my wil nie, maar U wil, Here. Here, kom ons staan nou stil, Here, laat die Heilige Gees kom heers in hierdie plek vanmôre. En ek verklaar nou, Here, dat slegs die Heilige Gees in hierdie plek sal heers. Here, kom maak my minder vanmôre, sodat U alles kan wees. Here, en dat slegs U gesien en gehoor sal word vanmôre. Here, kom gee ons geopende ore en ontvanklike harte, Here. Here, dat die woord wat nou gesaai gaan word, op vrugbare grond sal val, en sal vrug dra, tot eer en verheerliking van U naam en U naam alleen. Here, ek bid dat niemand vanmôre hier sal uitstap, dieselfde as wat hy ingekom het nie. Here, dat almal wat na die audio gaan luister en na die video gaan kyk, Here, Here, dat hulle nooit ooit weer dieselfde sal wees nie. Here, maar dat hulle denke vernuwe sal word, sodat hulle sal weet wat die volmaakte en die perfekte wil van God is. En ons sê dankie daarvoor, in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, ek is baie opgewonde oor vanoggend se boodskap. Wil ek julle 'n pak slaag gee? Nee, ek het al klaar pak slaag gekry. En ek het gisterand al vir Johan gesê, toe hulle 'n bietjie was, ek is opgewonde. Want die Here is seker al 2 weke met my besig met hierdie boodskap. En toe ek die eerste paar stukkies van die puzzle kry, sê ek, Here, wat wil jy sê? En hoe meer ek dieper gegaan het en die Here meer en meer met my gepraat het, het ek al meer en meer besef wat die Here vir ons wil sê. Nou, ek gaan met julle 'n paar skriffies deel. Ek moes hierdie boodskap, ek het gisterand vir Johan gesê, ek moes hierdie boodskap gestreamline het, anders het julle heeldag kerk gehou vandag. En julle sou nie net geprys en worship het, die pastoor sou heeldag gepreek het. Maar ek glo ons gaan vanaand by die Bybelkuier op bietjie rondom hierdie woord kuier. En dan gaan ek dalk vir julle nog 'n paar interessante goedjies vertel. So, ja, as jy in Tabazimbi is en jy is in die omgewing en jy is nie besig vanaand nie, kom maak 'n draai 6 uur en kom kuier saam met ons by die Bybelkuier, dis awesome. Okay, 1 Korintiërs 3 vers 16. En dit is nogal 'n teksie wat my aangegryp het. En as ek nou die versie lees, dan gaan jy sê, nou wat het dit met altare te doen? Dan gaan jy nou vertel wat het dit met altare te doen. Hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Nou, nou wat het die tempel nou te doen met vanoggend se tema van herbou jou altare? Nou kom ek sê gou vir jou. In die Bybelse tyd het mense altare gebou. Okay? Noag het 'n altaar gebou, Abraham het 'n altaar gebou, Gideon het 'n altaar gebou, so kan ons aangaan, al die ouens wat altare gebou het. Nou hier's die interessante ding. Jy kan 'n altaar hê sonder 'n tempel, maar jy kan nie 'n tempel hê sonder 'n altaar nie. As ons dan sê en bely dat ons die tempel van God is, dan wil ek vanmôre vir jou vra, hoe lyk jou altaar? Het jy 'n altaar? Want as jy dan die tempel van God is, dan moet jy 'n altaar hê. Jy kan altare buitekant bou. Abraham het sommer daar buitekant in die veld altare gebou. Hulle het nie 'n tempel gehad nie. Maar toe koning Salomo die tempel bou, moes hy altare bou. En dit is hoekom ek vir jou sê vanmôre, jy kan 'n altaar hê sonder 'n tempel, maar jy kan nie 'n tempel hê sonder 'n altaar nie.
En baie interessant, Salomo se tempel het sommer 2 altare gehad. Die eerste een was waar die dankoffers en die sonoffers gebring is. En dan die tweede een, net voor jy by die allerheiligste ingaan, was die reukoffers gewees. Nou wat moet gebeur? Jou offer wat jy aan God bring, moet soos 'n welriekende geur voor hom opstyg. Dit is hoekom jy moes eers jou sondoffer of jou dankoffer bring, en dan beweeg jy in, en net voor die allerheiligste was die reukoffer. En dit is wat God van ons wil hê. Hy sê vanmôre, voor jy in my allerheiligste inbeweeg, moet jy vir my 'n reukoffer bring. 'n welriekende, 'n offer wat lekker is, wat lekker ruik, wat aangenaam is voor my aangesig. Ok, nou kan ons seker aangaan met die altaar. Ok. Nou wat is 'n altaar? Dit is 'n plek, ek het notas gemaak, dis wat ek nie sommer doen nie, Johan. Ek sal maar sien hoe ver kom ek met die notas. Dis 'n plek van bonatuurlike ontmoeting tussen God en die mens. So my altaar moet 'n plek wees wat ek reinig en heilig om in die teenwoordigheid van God te kom. En Romeine sê, laat julle liggame dan 'n volmaakte offer voor God wees. Kyk, so hierdie tempel moet 'n altaar hê. Nou ek sê nou nie, gaan na jou sitkamer of in jou slaapkamer en gaan pak vir jou hoopklippe nie. Dis nie waaroor dit gaan vanmôre nie. Dit gaan oor 'n geestelike altaar. Ons gaan ook definitief nie 'n hoopklippe in die kerk pak nie. Ons het nie plek nie, want ons gaan een van die daai, hierdie plek moet change om stoele in te draai, man. Dit moet 'n plek wees waar jy aan God aanbidding en jou dankoffer bring. Nie skape en beeste en duwe offer nie. Jou dankoffer wat jy aan God bring, moet jou lewe wees. Laat jou lewe van dankbaarheid getuig. So jy moet aan God 'n dankoffer bring. Hoe? Deur my leefwyse, my leefstyl. En dit moet ook die plek wees in my lewe wat ek so aan God wy, dat ek krag kan put uit my stilte tyd saam met God. Kyk. Nou, as ons gaan kyk na die altare, nou sonder dat ek met Johan gepraat het waaroor die Here en my praat, het ons die ander aand gepraat, en ons het gesê dat een van die opdragte rondom die altaar in die tempel was, dat jy dit, daar hulle mag nie metaal voorwerpe gebruik het, om die klippe mooi te kap en mooi af te rond. Ok? Dit moes rowwe, gruwelike, lelike klippe gewees het. Wow. Nou, hoekom sal die Here nou al lelike, rowwe klippe hê? Daar's 2 redes voor. Want die wêreld het mooi altare gebou. En God wil nie hê sy altare wat jy vir hom bou, moet soos die wêreld se lyk nie. Die boeddhiste het onder andere was hulle altaar van hout gemaak. Pragtig afgefinish. Ek dink hulle het varnish gehad nie, ek weet nie wat het hulle opgesmeer om hom mooi te hou nie. En hierdie altaar het 2 deurtjies onder gehad. Ok? En wanneer jy hierdie deurtjies oopmaak, wat sien jy daar binne? Jy gaan nie glo nie. Boepies Boeddha. Ja,
Boeddha se beeld was onder in daai altaar geberg. En wanneer dit nou tyd is wat hulle Boeddha moet aanbid, of hom die eer moet bring, of sy troon moet nader, ek weet nie hoekom nie, want hy kan vir hulle niks doen nie, is 'n dooie ding wat daar in 'n kas sit. Dan was hierdie deurtjies oopgemaak, en dan het hulle nou aanbid, en hulle het vir Boeddha gesien, en hulle was baie happy. En as die tyd van aanbidding klaar was, het hulle die deure toegemaak. Dan het hulle nou nie meer vir Boeddha gesien nie. En dit is hoe baie kinders van God is. Wanneer hulle God nodig het, dan wil hulle die heerlikheid van God sien, maar wanneer hulle hom nie meer nodig het nie, wanneer hulle klaar gehelp is, wanneer die Here klaar voorsien het, die deure klaar oopgemaak is, dan wil ons die deurtjies toemaak en vir hom sê, wag nou tot dit weer tyd is. En dit is een van die dinge wat die altaar afbreek. Dit is een van die dinge wat veroorsaak dat jou altaar in skerwe lê. En ek gaan gou vir jou 'n paar goed noem wat veroorsaak dat jou altaar nie meer 'n altaar is nie, dat dit net 'n hoop klippe is. En partykeer is daar nie meer klippe nie, en dan gaan jy nou sien hoekom is daar ook nie meer klippe nie. Kyk, die eerste ding wat jou altaar afbreek, wat veronderstel is om die plek te wees waar jy ontmoeting met God het, is verwaarlosing. Ek lees nie meer Bybel nie. Ek bid nie meer nie, of ek lees my Bybel wanneer dit my pas, en ek bid wanneer dit my pas, en ek bring aan God die aanbidding wat hom pas. Of as ek nog bid, dan gee ek vir God 'n shoppinglist, in plaas van om tyd te maak om God te eer. En partykeer net stil te raak, wat die belangrikste deel van om by die altaar uit te kom, is partykeer om net stilte tyd te hou, stil te raak voor die aangesig van die Here, want partymal moet ons bietjie hoor wat God vir ons ook sê. Ons kan nie al die praatwerk doen nie. Partymal moet ons toelaat dat die Heilige Gees met ons ook praat. Nou, daar's niks wat 'n plek so vernietig en verwoes soos verwaarlosing nie. En as ek nou 'n voorbeeld kan gee, watch this space. Net hier bo om die hoek staan 'n ou huis, 'n polisiehuis, wat verwaarloos is. Hy's abandoned. Hoeveel keer abandon ons altaar? Nou wat gebeur as die huis abandoned staan? Die dief gaan en hy gaan breek in. Hy breek die vensters. Eerste ding. So wanneer die vensters en deure gebreek is, het enige een vrye toegang tot daai perseel, tot daai huis. So wanneer my deure en vensters gebreek is dit 'n oop invitation vir die vyand om in te kom. Want die Bybel sê mos, die duiwel is die dief. Hy het gekom om te lieg en te steel en te bedrieg. Nou oké, wanneer die dief nou inkom, wat doen hy? Daar waai die koperpype. Daar waai die elektriese drade. Nou wat gebeur as daar nie meer koperpype en elektriese drade is nie? Het jy water in daai huis? Nee. So wanneer die vyand my koperpype kom steel, is ek nie meer in kontak met die lewende water van God nie. Jesus het ons sê, ek is die water. So, wanneer my koperpypies gesteel word, is die water weg. Die tweede ding is, wanneer my kragdrade gesteel word, is die lig van die wêreld dood. En dan begin ek in duisternis lewe. Die volgende ding, wat die altaar afbreek, is ongehoorsaamheid. Woord van die Here sê,
Gehoorsaamheid is beter as offerande. Nou wanneer ek ongehoorsaam is, wanneer ek nie meer luister na die stem van God nie, dan begin my altaar se klippies van mekaar afval. En as ek weer sien, dan lê my altaar op net 'n hoop klippe wat daar plat lê, en hy beteken vir my niks, want ek het nie meer kontak met God nie. Want hoekom? Want ek wil in elk geval nie luister as hy praat nie. Ek het in hierdie week 'n boodskap van 'n pastoor gekyk wat hy sê, weet julle hoe werk dit deesdae? Plaas van laat ons stil word en sê, spreek Here, u knegt luister, wil vandag se mense sê, Here, luister jy nou jou diensknegt spreek. Want ons wil nie meer luister nie, ons wil al die praatwerk doen. Ons wil vir God beveel wat hy moet doen. En ek kan jou nou sê, jy gaan dit nie reg kry nie. Want jy kan nie God se mind change en maak nie saak hoe hard jy bid nie. Jy kan nie God se mind en sy hart verander nie. So wanneer ek ongehoorsaam is, val my geestelike altaar uit mekaar uit. Want dan gaan ek nie meer luister en doen wat God van my verwag om te doen nie. Ek gaan nie meer tyd saam met hom deurbring nie. Ek gaan nie meer doen wat hy vra ek moet doen nie. En dan val my altaar uit mekaar uit. Die volgende ding wat my altaar gaan afbreek, is bitterheid. As ek met 'n verbitterde gemoed rondloop en 'n gebitterde hart rondloop, dan kom ek op die punt wat ek nie meer wil bid nie. Dan kom ek op die punt waar ek nie meer my Bybel wil lees nie. En ek is so vasgevang in hierdie bitterheid, wat deur enige iets veroorsaak kan word. Ek kan verbitterd wees teenoor mense. Ek kan teleurstelling ervaar het, wat my verbitterd maak. Ek kan enige iets kon in my lewe gebeur het, en die vyand kom en hy saai verbitterheid, en die oomblik wat daai saad begin groei, val my altaar in mekaar. Wat gaan saam met verbitterheid? Baie belangrike een, ons het al baie by die Bybelgroepies en so daaroor gepraat, om vergewensgesindheid. Hoe kan ek by die altaar gaan staan, en aan God die eer en heerlikheid bring wat hom toekom, as ek nie my boetie of my sussie kan vergewe? As ek met hierdie onvergewensgesindheid in my hart rondloop, hoe kan ek voor God staan? Daar is 'n skrif van die Bybel wat sê, wanneer jy gaan om te bid, en jy onthou jy het iets teen jou naaste, draai om en gaan maak reg. As jy by die tafel van die Here wil kom aansit, en jy besef, daar is onvergewensgesindheid in jou hart, draai om, gaan maak reg, en dan kom sit jy by die tafel aan. Onvergewensgesindheid slaat jou altaar in stukke, believe it or not. Want jy gaan, wanneer jy onvergewensgesindheid het, is daar outomaties bitterheid. En ek wil nou vir jou sê, bitterheid, sê die woord van God, is 'n wortel. Dis nie vrug nie, Johan. Hy het die ander dag vir ons so awesome boodskap gebring oor die vrug van die Gees. Bitterheid is 'n wortel, dis nie 'n vrug nie. En wat doen 'n wortel? Hy groei, en die onkruid kom op. En dit verdring die heerlikheid van God wat jy veronderstel is om jou lewe te hê. Die vrede van God verdring het. En dit is die ander rede hoekom jy nie mag staal of ystervoorwerpe gebruik om die altaar te bou nie. Want ystervoorwerpe is gebruik om oorlogswapens te maak. En jou altaar is nie veronderstel om oorlog te verteenwoordig nie. Dis veronderstel om vrede te verteenwoordig. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Die laaste een van die ysters gaan ek later bykom. Die volgende een wat jou altaar afbreek, veroordeling, judging. Wanneer ons mense begin judge, klippe gooi. Waar kry jy daai klippe om te gooi? Dis jou altaar se klippe wat jy mense mee wil doodgooi.
En ek tel hierdie klip op en ek gooi daai ou. En ek vat nog 'n klip en ek gooi daai ou. En ek vat nog 'n klip en ek gooi daai ou. En net nou lê my altaar se klippe die wêreld vol en ek het nie meer 'n plek waar ek die teenwoordigheid van God in my lewe kan soek nie. Ek het nie meer 'n plek in my lewe waar ek die heerlikheid van God kan gaan soek en die aangesig van God kan gaan soek nie. En die laaste een is traagheid en moegheid. Ek het so hard gewerk, ek kan nou maar nie vanaand bid nie. Kom, liefie, kom ons stel die bid hier af, joh, ek is daar al moeg, joh. Kom ons kanselleer maar die bid hier vanaand, ek is te moeg. Ek het die hele dag tyd gehad om aan my werk te spandeer. Om skatte by mekaar te maak waar mos en die roet kan vernieuw. Maar dan is ek te moeg om 'n halfuur of 'n uur by my altaar te spandeer. Dan val my altaar in mekaar. En die Here het hierdie week met my gepraat en hy het gesê, dit is tyd dat die kinders van God begin om hulle altare te herbou. Dit het tyd geword dat my kinders terugkom by 'n lewe van gebed. Dit het tyd geword dat my kinders begin terugkeer na hulle altaar toe en hulle altare begin herbou. Ons lewe in 'n tyd waar dit al moeiliker raak. Ons lewe in 'n tyd waar dit al erger gaan raak. Dit gaan nie beter raak nie. Maar weet jy wat sê die woord van die Here? Hy sê as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en terugkeer, dan sal ek hulle land red. Waarheen moet ons terugkeer? Ons moet terugkeer na die voete van Jesus toe. Ons moet terugkeer na ons altare toe en begin om ons altare te herbou. Maar ons is te moeg. Ons is te moeg vir ons altare. Ons vat eerder ons altare se klippe en gooi ander mense daarmee. 1 Konings 18 vers 30. Gaan lees vanaf vers 30. Hierdie is 'n bietjie lang nou, maar ek moet die hele ding lees anders dat ons die konsep daarvan kan verstaan. 1 Konings 18 vanaf vers 30. Nou hierdie is 'n interessante een. Ons het dit so ruk terug het ons in 'n ander Bybelstudiegroep waar ons was oor hierdie ding gepraat. Toe sê Elia vir die hele volk, kom nader na my. Dis nou na Elia toe, né? En die hele volk het nader gekom na hom. En hy het die altaar van die Here herstel wat afgebreek was. Die vyand het die altaar afgebreek. En ons het nou gesien, wat doen hy om die altaar af te breek? Wat kom veroorsaak hy in ons lewe? Wat kom plant hy in ons lewe om die altaar van God af te breek? Daarop neem Elia 12 klippe volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van die Here gekom het om te sê, Israel sal jou naam wees. En hy bou met die klippe 'n altaar in die naam van die Here. Daarna het hy 'n sloot gemaak rondom die altaar, 'n ruimte vir omtrent 2 mate saad. En die hout gerangskik en die bul in stukke verdeel en bo op die hout gelê. Toe sê hy, maak 4 kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê, doen dit 'n tweede maal. En hulle het dit vir 'n tweede maal gedoen. En hy sê, doen dit vir 'n derde maal. En hulle het dit vir 'n derde maal gedoen. Sodat die water rondom die altaar geloop het en ook die sloot het hy vol water gemaak. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God is in Israel en U knegt
en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Herbou jou altaar op die woord van God. En God spreek tot ons verbore en hy sê, herbou jou altaar. Gaan jy gehoorsaam wees of gaan jy ongehoorsaam wees? Ons het nou daaroor gepraat. Gaan jy gehoorsaam wees of ongehoorsaam? Gaan jy jou altaar herbou of gaan jy hom los dat hy maar in stukke lê? Antwoord by Here, antwoord by, sodat hierdie volk kan erken dat u die Here God is en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. Altaar herstel. Daarop het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was, is opgelek. Wanneer jou altaar herstel is, sal God die vuur stuur. Wat is die vuur? Die Heilige Gees. God sal die Heilige Gees stuur om jou te kom leer en lei in alle waarheid, as jou altaar reg is. Toe die disippels gewag het op die Heilige Gees, wat het gebeur toe die Heilige Gees neerdal? Vuur. Toe God met Moses gepraat het, hoe het hy met hom gepraat? Vuur. Nou kom die Here en hy sê, as jy jou altaar herbou, as jy doen wat ek vir jou sê, en jou altaar herstel, wat die vyand tot vandag toe afgebreek en verwoes het, sal jy die vuur van die Heilige Gees in jou lewe ervaar. Jy sal die heerlikheid en die vrede van God in jou lewe ervaar, as jy verbore gehoorsaam is, en jou altaar herstel. Die Here sê, ek het geen behaag in jou hoop klippe wat daar plat lê nie. Ek het geen behaag in jou klippe wat die wêreld vol lê, omdat jy mense gestenig het nie. Ek het 'n behaag in 'n altaar wat herstel is tot eer van my naam. En dit is baie interessant. Ek gaan die laaste skrifgie lees en dan gaan ek gou vir julle vertel hoe om jou altaar te herstel. En dan gaan ek nog 'n stuk praat oor 'n altaar. Spring ek rond. Julle gaan nou verstaan ek kom. Levitikus 6 vers 12. Levitikus 6 vers 12. En die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. OK? Die vuur van die Heilige Gees moet brandend bly in jou lewe. Kom ons gaan aan. Maar die priester moet elke môre daaroor hout aan die brand steek en die brand daaroor reg lê en die stukke vet van die dankoffers daaroor aan die brand steek. Die vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. OK. Hier kom nou die pak slag. Wat sê hy? Die priester moet elke oggend hout op die altaar sit. Wie is die priester? Die hoof van die huis. So jy, Boeta of Sissie, as daar nie 'n man in die huis is nie, dis jou werk om hout op die altaar te sit elke môre. Wat is die hout wat die Heilige Gees aan die brand hou? My stilte tyd en my tyd in die teenwoordigheid van God. As die priester van die huis, die hoof van die huis, elke oggend sy deel doen en bietjie 5 minute of 10 minute of 20 minute in die teenwoordigheid van God spandeer, sal die vuur nie doodgaan nie. Die vuur sal aanhou brand, net van jou altaar, priester, nee, van jou hele huis se altaar, se vure sal bly brand, as ons as priesters begin doen wat God sê, en elke môre begin hout op die altaar pak.
Maar ons het te moeg geword. Ons hardloop te vinnig werk toe. Ons hardloop te vinnig die kant toe. Te vinnig daai kant toe. En ons pak nie meer hout op die altaar, sodat God kan opdaag met die vuur van die Heilige Gees nie. En het ek ook pak gekry toe ek met hierdie boodskap besig was. Believe me or not. Die Here het my gevra, pak jy elke oggend hout op die altaar, of vergeet jy party oggende? Is jy party oggende te haastig om in die bakkie te spring en werk toe te ry? Of vat jy tyd om hout op die altaar te pak, sodat die vuur van jou huis se altare nie doodgaan nie? Jo, nou, gaan ons bietjie kyk. Hoe gaan ons altare herbou? Ons het dan gehoor, hoe moet ons die vuur aan die gang hou? Hoe moet ek my altaar herbou? Ons het gehoor, wat breek hom af? Ok, cool, nou wat bou hom op? Hoe gaan ek my altaar herbou? Die eerste ding is om my verhouding en my tyd in die teenwoordigheid van God te herstel. Sodat ek weer op 'n vasgestelde tyd elke dag die aangesig van die Here begin soek. Om weer in die teenwoordigheid van God te sit en te sê, Here, lei my. Eerste, herstel jou tyd en jou verhouding met God. Want sonder dit sal jou altaar bly aan mekaar val. Jy kan die klippe oppak en val die onderstes uit. En pak jy die volgende op en val die onderstes uit. Hoekom? Waar moet ons bou? Op die hoeksteen. Die steen wat verwerp is. Jesus, the reason. Johan se mooi stiekertjies. Wat sê? Ek kies Jesus. Nou as jy daai keuse maak en jy begin tyd in die teenwoordigheid van die Here deurbring, is dit die basis van jou altaar. Die eerste ryklippe is gepak. Nou gaan ons die tweede ry pak. Lees jou Bybel en aanbid God in gees en in waarheid. Johannes 4:24 sê, God is gees en wie hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Dit help nie om 'n gediggie op te sê nie. Jy moet God werklik in gees en in waarheid aanbid. Jy moet werklik daardie behoefte hê. En moenie God aanbid omdat jy dit gedwang is nie. Jy moet God aanbid vir dit wat hy vir jou gedoen het. You must serve God with an attitude of gratitude. Jy moet God aanbid omdat jy dankbaar is. Dit moet jou dankoffer wees om te sê, Here, na dit wat U vir my gedoen het, as ek elke dag om my kyk, as ek sien wat U in my lewe doen, dan kan ek nie anders as om vanmôre of vanaand voor die aangesig te kom, by my altaar te kom en te sê, Here, U is my dankoffer. Here, ek dank U vir wat U vir my doen nie. My lewe moet van dankbaarheid getuig. Dit wat ek doen, as ek met 'n suur gesig rondloop, 'n 6-uur gesig, getuig my lewe van dankbaarheid? Nee. Dan getuig my lewe van 'n platgeslaane altaar. Maar wanneer ek opgewonde is, hoe sê Johan altyd, maak nie saak as die storms kom en nogtans sal ek die Here loof. Al sal die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek die Here loof. Dan aanbid ek God in gees en in waarheid. Die volgende ding, om ontslae te raak en jou altaar op te bou. Ons het dan nou gesê, wat breek hom af? Bitterheid, onthou julle? Ek het dit gesê. Nou om jou altaar op te bou, moet jy ontslae raak van alle bitterheid. Johanna gaan op jou pik, was jou voor. Ek en Johan like om saam te preek. Hebreërs 12 vers 15. Raak ontslae van alle bitterheid. Veer daai bitterheid uit jou lewe uit. Kry dit uit. Raak ontslae daarvan. Hoe gaan ek ontslae raak daarvan? Deur die krag van God in my lewe toe te laat. Het jy hom, Johan? Hebreërs 12 vers 15. Vers 15. Ja.
Hy sê, pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwerk en baie hierdeur besoedel word nie. Amen. Wat het ek nou gesê van bitterheid? Is nie 'n vrug nie, is 'n wortel. En as daai wortel opspruit, het jy moeilikheid. Wat doen 'n boom as hy naby die huis staan? En hy skiet op daai wortels en die wortels word meer. Die mure kraak. As bitterheid naby jou altaar kom, dan begin hy kraak en die altaar val uit mekaar uit. Johan nie of voorberei nie. Vergewe, Efesië 4:32, Johan. Daar ons nou gesê, raak ontslaaf van bitterheid, dan vergewe, Efesië 4:32. Julle moet meer ouens selfone saambring, wat julle kan help lees. Ek like het. Ek kan nie altyd alleen preek nie, man. Johan moet my help preek. In vers 32 van Efesiërs 4. Efesiërs 4:32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Vergewe mekaar, soos God julle vergewe het. Wat het Jesus gesê toe hy die disippels die Onse Vader geleer het? Vergewe mekaar. Vergewe ons onskulde, soos ons onskuldenaars vergewe. Nou sê Efesië, vergewe mekaar, soos God julle vergewe het. Het hy ons vergewe? Ja, wat doen Jesus? Hy hang aan die kruis. En hy roep uit, hy sê, Vader, vergewe hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy kom en hy spreek ons vry. Maar ons wil nie ander mense vryspreek, ons wil like rats hou. En weet jy wat? Daar onvergewensgesindheid veroorsaak bitterheid. En bitterheid kom as gevolg van onvergewensgesindheid. So daai twee loop hand aan hand. So wanneer ek, een van die maniere om bitterheid uit my hart uit te kry, is om die mense teen wie ek 'n skuldgevoel het, te vergewe, hulle vry te spreek. En hoe het Jesus ons vergewe? Ek sê, ek vergewe jou, maar dis opgeskryf in my black book, ek gaan dit onthou, né? Hy het gesê, ek het julle verlede, julle misdade so ver weg verwyder, soos die ooste van die weste. Maar ons wil nie, iemand wat ons te nagekom het, sy misdade wegvee en het so ver van ons verwyder soos die ooste van die weste. Ons wil altyd daaraan dink, want ek onthou dit in my brein, wat het hulle altyd gesê? Ek sê jou vergewe, maar ek vergeet nooit. Jesus sê ek vergewe en ek vergeet. En dit is hoe ons mekaar moet vergewe. Volgende een, beoefen gehoorsaamheid. Begin luister wat die Here vir jou sê. Nou wanneer ek my Bybel lees en bid en ek laat toe dat die Heilige Gees my lei, dan gaan ek outomaties gehoorsaam wees. Dan gaan ek begin 'n dader van die woord word. Want dit is wat ons moet doen, dit help ek lees die Bybel en ek doen nie wat hy sê nie. Die volgende een, vermy afleidings. Nou gaan jy sê, okay, dit is nou my vrou wat my kom pla en sê, gaan sit gou die veilig goed sak uit. Ja, seker. Of, die kinders wat hier om my kom nek. Ja, seker afleiding. Maar weet jy wat is die belangrikste afleiding wat jy moet vermy? Die afgode. Daai goue beeldjies. Pastoor, ek het nie goue beeldjies in my huis, is jy mal? Dis nie waaroor dit gaan nie. Wat stel jy bo God? Wat laat jou aandag aflei van die teenwoordigheid van God af? Wat laat jou, waaraan dink jy, in plaas van om in die heerlikheid van God te dink? Wat is jou eerste prioriteit? Wil ek die gras gaan sny, of wil ek in die teenwoordigheid van die Here wees? Ek sê nie met jou gras nie sny en 'n oerwoud maak nie. Wil ek op 'n Sondag, of op 'n Saterdag vir die ouens wat op 'n Saterdag kerk hou,
Wil ek eerder die wasgoed was, want daar lê so hoop wasgoed, as wat ek in die teenwoordigheid van God kom. Want daar die woord van die Here sê, moenie jou onderlinge byeenkomste nalat so sommige die gewoonte het nie. Want daai gewoonte is 'n afleiding wat veroorsaak dat jou altaar aan mekaar val. Maar wanneer ek die afleidings bietjie wegskuif en sê, dis nou tyd om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Ek is gou besig om my man van kos te maak, hy kom nou net van die werk af. Jou man sal nie doodgaan van die honger nie. God sal sorg. Sit die stoof 'n bietjie af, ons gaan eers gou 'n halfuur bid. Of 10 minute bid. Soos klaar gebid en dan sit ons die stoof aan en maak ons die kos verder. Want dit is 'n afleiding wat jou weghou van jou altaar af en wat veroorsaak dat jou altaar verwaarloos. En die laaste een is vra vir God vir 'n nuwe vuur van die Heilige Gees. En dit is 'n ding wat ek en Johan hulle nogal baie oor bid, dat ons sê, Here, kom steek 'n nuwe vuur aan die brand. Maar die Here gaan nie 'n nuwe vuur aan die brand steek op 'n flenter altaar nie. God gaan nie sy vuur aansteek op die altaar van die afgodsdienaars nie. Wanneer my altaar, ek hom gebruik om die afgode te aanbid, gaan God nie sy vuur stuur nie. Ek moet hom eers herbou en my altaar aan God wy, dan kan ek God vra vir 'n nuwe vuur van die Heilige Gees. Amen. Nou, daar 2 manne wat daar in die hoek sit daar agter. Sien, ek pak op 'n lok vandag, Johan. Ek gaan nou vir julle 'n vraag vra, ons kyk of julle my kan reg antwoord. Watter is die grootste altaar wat ooit in die geskiedenis was? Johan smile, ek dink hy weet. Weet julle nie? Wow! Kom ek sê vir julle. Wat was die grootste altaar wat daar ooit in die geskiedenis van hierdie wêreld was? Die kruis van Golgotha. Glo julle my? Waar was die volmaakte offer gebring? Op die kruis van Golgotha. Die offer wat ons vrygekoop het. Weet julle dit nou? Jaden en Kaiden, weet julle nou? Die grootste altaar in die geskiedenis was die kruis van Golgotha. Want dit is waar God sy seun geoffer het. Vir ons sondes, vir ons oortredinge, vir ons tekortkominge. Wow, nou daai 2 manne ook iets geleer en ek dink baie ander het ook iets geleer. Grootste altaar, kruis van Golgotha. Nou, kom ons praat gou terug. Daar mag nie ystervoorwerpe gebruik geword het om die klippe mee mooi te maak vir die altaar nie. Golgotha was die kruis mooi afgefinish en gewanish. Nee, het was 'n ruwe kruis. Dit moes jy moet 'n ruwe altaar hê, want daar was 'n ruwe kruis. En dit was ook nogal vir my 'n wow, Johan, toe daar. Weet julle, toe ek geleer het, toe ek besig was met my teologiese studies, was dit een ding wat Dr. Herman vir ons geleer het. If you don't see Jesus in every verse that you read in the Bible, you're reading your Bible wrong. En hier het weer gekom by die altaar. I had to see Jesus. Ek het die skrifte gelees en 'n bietjie navorsing gedoen oor die altare. En toe besef ek maar daar was 'n groot altaar. Die kruis van Golgotha. Sien julle die link tussen die altare van die Ou Testament en die kruisiging van Jesus? In die ou tyd moes die ouens duwe en bokkies en allerlei goed geoffer het. Op Golgotha
word die seun van God geoffer. Die volmaakte offer. En dit wat duisende bokke en ramme en duwe voor gesterf het en geoffer is, dit wat hulle nie kon regkry nie, kom die volmaakte lam, een offer en dis reggestel. Al daai bokke, al daai beeste, duwe, whatever hulle wat geoffer het, kon nie daai ouens vrykoop nie. Maar die perfekte offer, Jesus Christus, kom en hy koop ons almal vry. Is dit nie awesome nie? Ek gaan jou laat vanmôre met hierdie vraag. Hoe lyk my altaar? Lyk my altaar soos wat God hom wil hê? Is my altaar in 'n toestand dat ek kan sê, Here, stuur die vuur. En God gaan sy vuur stuur, want ek weet my altaar is reg. Of gaan my altaar lyk soos die Baalpriesters se? Wat nie is hulle God wil aan die brand steek nie. Hulle altare was in so 'n toestand dat nie eens Baal hulle altare wil aan die brand steek nie. Of is my altaar welgevalle voor God, dat ek in alle opregtheid vanmôre kan voor die Here staan en sê, Here, kom steek my altaar op nie aan die brand. Maar ons moet seker maak dat ons altare reg is en dat daar hout op die altaar is. Daar moet iets wees vir God om aan die brand te steek. Die hout moet daar wees. En gaan ek as hoof van my huis die commitment maak om te sê, ek gaan elke môre hout op die altaar sit, sodat die vuur bly brand. Kom ons bid saam. Here, ek kom vanmôre na U toe, Here, en ek vra, U wat ons ken, gees, siel en liggaam, Here. Here, as ons vanmôre moet vir U vra, hoe lyk ons altare, wat gaan die antwoord wees? Here, en as dit my bede vanmôre, Here, dat U ons sal help om ons altare te herstel, sodat dit absoluut perfek kan wees, sodat ons vanmôre kan uitroep en sê, send a new touch of fire, Lord. Here, kom steek op nie die altare aan die brand. Here, en help ons as priesters, as hoofde van die huise, Here. Here, om elke môre hout op die altaar te sit. Here, sodat daai vuur, die vuur van die Heilige Gees, nooit uitgeblus sal word nie. Maar dat die vuur sal brand, om ons te herinner, en te laat besef, dat U elke dag teenwoordig is, dat U elke dag 'n pad met ons loop, dat U elke dag ons hand vashou. En dan U kom toe die lof, Here. Here, kom help ons. Here, ek dink ons staan almal skuldig, Here. Here, ek dink as ons vanmôre hand in eie boesem steek, sal ons besef, Here, dat daar miskien 'n klip of twee missing is, Here. Here, miskien sit ons met 'n bietjie onvergewensgesindheid in ons hart, Here. Miskien 'n bietjie bitterheid, Here. Miskien 'n bietjie ongehoorsaamheid. Here, en ek kom en ek vra, Here, dat U ons sal help, dat ons dit uit ons lewe uit sal kry. Here, en dat ons altare sal herstel, volgens U wil en U wee. Here, dat ons altare sal lyk soos wat U wil hê dit moet lyk, en nie soos wat ons dink dit moet lyk nie. Here, dat ons vanmôre sal uitgaan. Here, en daardie klippe wat ons so graag rondgegooi het na mense toe. Here, dat ons dit vanmôre sal gaan optel, en ons altare sal herstel, tot U eer, Here. En ek sê dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Korintiërs 11:23 skryf Paulus aan die Korintiërs en hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit
tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Jesus kom en hy sit by die tafel, en sy verraaier sit saam met hom aan die tafel. Want weet jy wat, Jesus het sy voete gewas saam met die ander disippels. Ek wonder, as ek weet iemand gaan my verraai, en ek gaan doodgemaak word, of ek sy voete sal was. Of ek sal sê, weet jy wat, maak nie saak wat jy doen nie, of wat jy gaan doen nie. Ek kom my nog steeds nederig ag, soos wat God wil hê ek moet nederig wees. En Jesus het geweet, die altaar is op pad. So, dit maak nie saak wat die verraaier gedoen het nie. Dit is wat Jesus besluit het, hy sal doen. Gehoorsaamheid aan die Vader. Gehoorsaamheid was Jesus se altaar reg. 200%, nie is 100% nie. En Jesus sien hierdie ding deur. Right through, tot op die kruis. En ons het net nou gesê, Jesus het uitgeroep en gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hy doen nie. En die laaste woorde wat Jesus uitgeroep het, het hy gesê, tetelestai. Dit is volbring. Nou weet julle wat sê die beskrywing van tetelestai? En ek gaan vir julle sê, dit sê, it is a task that was completed in the past that continues into the present and the future. Wow! It was a task that was completed in the past that continues into the present and into the future. So daardie opdrag is in die verlede uitgevoer, dit is volbring, sodat ons in die hede en in die toekoms nog die resultaat daarvan in ons lewe kan hê. Nou, die ou Romeine, toe hulle nou 'n bietjie begin fancy raak en kwitansieboekies kry, het hulle het op 'n kwitansie ook geskryf. Wat beteken, die skuld is betaal. Debt paid in full. En jy word kwytgesteld van alle skuld. So Jesus hang op die kruis en hy sê, hierdie taak wat nou klaar gemaak word, is vir die toekoms en die hede. En alle skuld is betaal. Jy skuld God niks vir wat hy vandag nie. Hy het ons kom vrymaak. Hy het ons kom kwytskeld van ons skuld. Want as ons vermoere die Here iets moes geskuld het, so ons sal nooit kon betaal nie. Ons het mos 'n liedjie wat sing, I never knew what it cost to see my sins upon that cross. En daar's 'n ander liedjie wat sê, I owe a debt I could not pay, but Jesus paid the debt that he didn't owe. En Jesus het gesê, dit is volbring. Here, dankie dat u ook vir ons kom sterf het. Here, dat u die volmaakte offer was, sodat ons kan vrystaan vanmôre. Here, dat ons in u heerlikheid mag inbeweeg. Here, dat ons in die allerheiligste mag inkom, Here. Here, en ons net te verootmoedig voor u. Here, en ek sê dankie vir die prys wat u betaal het. Here, dat u my kwytgeskeld het van al ons skuld, Here. Here, wat so baie was, Here. Here, maar dat u dit gedoen het, toe ons nog sondaars was. Dankie vir die liggaam wat vir ons gebreek is, Here, dat wanneer ons hierdie brood vanmôre eet, dat dit ons sal herinner aan u liggaam wat vir ons gebreek is. En wanneer ons die sap drink, dat dit ons sal herinner, dat u die Nuwe Testament, waarin ons mede erfgename is,
geonderteken het met u bloed, en dat die testament wat geteken is, niemand dit kan betwis nie. En ons sê dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. En nadat hy gedank het, het hy die brood gebreek, gesê, neem eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Jesus was nie bitter omdat sy liggaam gebreek word nie. Hoekom wil ek en jy met bitterheid in ons hart rondloop? Hy was nie onvergewensgesind toe hy aan die kruis gehang het nie, want hy het sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar ons wil so nie graag, ons wil nie vergewe nie, want jy het my te seer gemaak. Weet jy hoe seer was dit, toe hy die doringkroon op Jesus se kop gesit het? Weet jy hoe seer was dit, toe hy die spykers deur sy hande geslaan het? Maar nogtans sê hy, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kom ons sit aan by die tafel van die Here vanmôre, met dankbaarheid in ons hart, vir wat hy gedoen het, en ons herinner ons daar, dat hy die volmaakte prys vir ons betaal het, maar ons herinner ons ook daaraan, dat ons Jesus nie dood is nie, dat hy opgestaan het, en lewe, sodat ek en jy kan lewe. Amen, die Here seën julle.